Goeiemôre broers en susters, baie hartlik welkom by vanoggend se diens, hierdie Sondagmôre. Ons word stil voor die aangesig van die Here om net so bietjie 'n pause te neem van die week se besige program en al sy uitdagings wat ons mee ons bemoei, en ons word bewus van die grootheid van die Here in hierdie dag ook oor ons lewens. Ons kom en ons dink vanmôre aan die Williams familie. Suster Katie Williams het ons in die week vooruitgegaan. Ons dink aan die familie, die begrafnis sal eers komende Saterdag plaasvind. Ons is nog nie seker van die tye nie. Ons wil ook vanmôre voorbidding vra vir almal wat siek is, almal wat nie wel is nie. Ons het verneem dat daar is heel wat van ons mense wat positief getoets is vir die coronavirus in ons dorp en gemeenskap selfs. Ons dink aan u vriende, broers en susters, en ons bid dat God saam met u sal wees. En ons sê ook vir die Here dankie vir die goeie groepie wat al herstel het aan die virus. Ons prys die Here daarvoor. Vanmôre wil ons ook van die geleentheid gebruik maak om vir almal wat die afgelope week verjaar het, baie hartlik geluk te sê. Ons sê ook baie hartlik geluk aan alle paartjies vir huweliksherdenkings, ouers wat babas ryker geraak het en almal wat 'n prestasie behaal het. Ons wens ook vir u daarmee baie geluk. Ek is ook dankbaar om vanmôre saam met my gesin te sê dankie vir die Here. Dit is vandag presies 12 jaar toe ons voet neergesit het hier in die Oos-Kaap in Graafrenet. Ons kan die Here net daarvoor prys dat hy ons hierdie paar jaar uitgespaar het vir die 12 jaar. Gemeente, kom ons word stil voor die Here se aangesig. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde geskaap het en nooit, maar nooit die werk van sy hand los nie. Geliefdes gemeente, ek groet u met genade, met barmhartigheid en met vrede van God ons Vader, Christus ons Here, en deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons skriflesing vir vanmôre, broers en susters, is uit Psalm 13 en die opskrif, hoe lank nog, Here? 'n Psalm van Dawid. Hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Vir altyd? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak en my dae met kommer deurbring? Hoe lank sal die vyand my nog oorheers? Luister tog en antwoord my, Here my God, gee my tog nuwe lewenskrag. Ek wil nie sterwe nie, anders sê my vyand, hy het my oorwin en juig my verdrukkers oor my ondergang. Ek hou vas aan u troue liefde, oor die uitkoms wat u gee. Juig my hart, ek wil sing tot eer van die Here, omdat hy aan my goed gedoen het. Kom ons bid saam. Liewe Vader, as ek vanmôre met u woord te doen het saam met my broers en my susters, dan vra ek u dat u ons harte sal oopmaak om dit te ontvang, dat ons dit kan gebruik as 'n skatkamer vir elke dag van ons lewens, dat ons dit sal gebruik om sterk te staan
teen wat ook al op ons pad mag kom. Ja, u woord, die lig op ons pad en die lamp vir ons lewens. Amen. Gemeente, broers en susters, gister was dit presies 3 maande gelede toe die staat van inperking 'n aanvang geneem het. En broers en susters, toe het die president daar aangekondig dat daar is 'n totale lockdown of 'n shutdown of hoe dit ook al mag wees vir 21 dae. En toe het hy aangekondig dat dit met nog 2 weke verleng sou word. En daarna was die aankondigings as volg dat dit dan in vlakke verbeter sal word, met ander woorde vanaf vlak 5 na vlak 4 en ons op hierdie stadium by vlak 3 met vlak 2 wat ons nou nog nie weet wanneer dit aangekondig sal word nie. Intussen skree mense soos die digter van die Psalm, hoe lank, hoe lank, hoe lank. In Psalm 13, daar vra Dawid dit vir 4 keer aan die Here. As hy dit aan die Here vra, dan vra hy onder andere nou, hoe lank gaan u my nog bly vergeet, Here? Hoe lank gaan u nog van my af wegkyk? Hoe lank moet ek nog my eie planne maak? Hoe lank sal my vyand my oorheers? Nou broers en susters, as 'n mens hierna luister, hierdie hoe lank, soos wat ons ook vra, hoe lank gaan die coronavirus nog by ons bly? Hoe lank gaan ons hierdie inperkings nog het? Hoe lank moet ons nog maskers dra? Hoe lank moet ons nog afstande van mekaar af behou? Hoe lank kan die kerk nog toebly, of moet die kerk nog toebly? Hoe lank moet dit nog neem voor ons regtig weer kan kuier en sommer maar net mens kan wees? Dan is dit, broers en susters, geensins enige rede dat 'n mens moet sê, maar waar is jou geloof nie? Want om te vra hoe lank is maar net om mens te wees. Ek sien, broers en susters, dat Dawid is 'n man wat naby God geleef het. 'n man vir wie God gedra en beskerm het en uiteindelik 'n koning laat word het. So sy uitroep in hierdie Psalm is die van iemand wat dit nie meer kan uithou waarin hy hom bevind nie. En daarom dat hy vra dat daar toch 'n einde moet kom, soos wat ons ook wil hê, daar moet 'n einde kom aan hierdie coronavirus wat besig is om verwoesting te saai, wat ons nie met die blote oog kan raak sien nie, wat ons bang maak, wat ons woedend maak, wat ons kwaad maak. Ja, broers en susters, Dawid was toch 'n man van God, was toch iemand wat sy vertroue in die Here geplaas het, maar in sy stryd voel hy dat God is besig om van hom te vergeet. God is besig om van hom af weg te kyk en dat hy op sy eie sy planne moet beraam en dat daar nie 'n dag verbygaan dat hy nie bekommerd is nie. En dan sit hy nog opgeskeep met mense wat hom nie goedgesind is nie. Mense wat net wag dat hy moet ondergaan. En dat dit vir daardie mense elke dag 'n lekkerte is om te sien hoe sleg dit met hom gaan. En nou vra hy vir die Here om toch daar by hom om te kom en net te luister wat hy vra en hy hom dan toch kan antwoord wat hy vra. Dawid sê vir die Here, kom kyk toch. Hy vra, Here, gee vir my lewenskrag. Hy vra vir lewe, want hy wil nie sterf nie. Liewe broers en susters, hoeveel mense wat met die coronavirus besmet is, vra ook nie hierdie Dawids vra nie. Vra ook nie, Here, ek wil lewe, ek wil nie sterf nie.
Tog is daar 'n hele klomp wie dit nie maak nie, wie uiteindelik sterf aan die virus. Waar is God dan? Hoekom antwoord hy dan nie hierdie hoekom vra nie? Hierdie hoe lank vra nie? Van hierdie vraag begin nou soort van afgesaag te raak, dat mense in hulle posisie of in hulle emosies of in hulle omstandigheid baie gefrustreerd is. Dawid wil nie hê sy vyand moet hom oorwin nie, want sy vyand sal juig oor sy ondergang, en daarom vra hy dat die Here hom moet help. Ten spyte van dit, broers en susters, dan voel hy ook tog dat as die Here van hom wegkyk, dan sê hy tog uiteindelik ook, ek hou vas aan u troue liefde. Ek juig oor u uitkoms wat u gee. My hart juig. Ek wil sing tot eer van die Here. Die Here het aan my goed gedoen. Vanmôre, broers en susters, gemeente, is daar menige van ons met die hoe lank vraag. Hoe lank gaan ons nog so swaar kry? Hoe lank gaan ek nog so sukkel? Hoe lank gaan ek nog met hierdie situasie waarin ek my bevind opgeskeep mee sit? Hoe lank gaan die coronavirus nog boottoon voer oor die wêreld waarin ons bevind? Dawid sê uiteindelik, neem sy psalm, want sy psalm, hierdie psalm, 'n soort van in 3 strofes opgedeel. Met die derde een wat sê dat hy jou vas aan God se troue liefde. Hy jou vas aan die God wat aan hom goed gedoen het. Hy wil sing vir die eer van die Here. Gister by die begrafnis kon ek sien die mense wil so graag sing, maar ek moes toe daar sê dat dis een van die regulasies, ons mag nie sing terwyl ons diens het nie. Dis moeilik, broers en susters. Hoe lank? Maar kom ons raak nie moedeloos nie. Kom ons hou vas aan God se troue liefde. Waarin jy jou ook al mag bevind, waarmee jy ook al mag besig wees, moenie ophou om vas te hou aan sy troue liefde nie. Amen. Hemelse Vader, baie dankie dat ons aan u liefde, u getroue liefde kan vashou. Ja, vandag is daar baie van ons wat vra, hoe lank nog? Hoe lank gaan die Here wag voor hy ons antwoord? Hoe lank moet ons ons eie planne maak? Hoe lank gaan hy van ons vergeet, wegkyk van ons af? Dan kom ons uiteindelik soos Dawid by 'n punt uit, waar ons besef, maar die Here verlaat ons nie. Die Here het ons nie vergeet nie. Ons moet net vashou aan u troue liefde. Dankie dat u liefde ons hierdie tyd kan dra. Amen. Gemeente, broers en susters, daar waar u vanmôre is, die Here is saam met u. Daar waar u in 'n moeilike omstandigheid is, die Here se liefde is saam met u. Ontvang die genade. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die roemryke teenwoordigheid van die Heilige Gees saam met ons almal wees tot in alle ewigheid. Amen. There is no problem too big, God cannot solve it. There is no mountain too tall,
There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know my sister that He will carry you. He said, come unto me, all who are weary, and I will give you rest. If He carried the weight of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry